Vanoggend gaan ek so klein bietjie dit anders doen. In plaas van dat ons liefdegawes gaan opneem, voor ons vanoggend die liefde, voor ons by die lofprysing vanoggend selfs gaan uitkom, wil ek graag so 'n klein inleiding doen, sodat dit wat ons doen, die hele diens van sin maak vir my en vir jou. En ek wil vanoggend vir jou die vraag vra, wat is die lewe? En dan uit ons teksgedeelte van wat ons hierdie week behandel uit Lukas uit, antwoord Jesus juist vir ons daai vraag, maar wat is die lewe? So ek wil graag vanoggend vir jou daai eerste gedeelte lees. Iemand uit die skare het vir hom gesê, meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter of bemiddelaar oor jou aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Dadelik daar sien mens, want 'n mens se lewe, dadelik 'n leidraad dat die volgende gedeelte gaan eintlik oor 'n mens se lewe, en een van die dinge wat Jesus juist kom sê, die lewe word nie bepaal deur wat ek en jy besit nie. So wat is die lewe? Jesus sê eintlik vir hierdie ou wat eintlik wil hê met intree as 'n half so regter tussen hom en sy broer om te sê, maar die manier hoe jy dink is eintlik dwaas. En dan gaan hy verder, hy praat oor mense wat die goeie lewe sien as dalk hulle ontspanning of dit wat hulle eet en drink en dit wat hulle by mekaar maak, en dan vertel hy die volgende gedeelte, kom Jesus, dan sê hy, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare, ontspan, eet, drink en wees vrolik, maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe opgeëis word, en wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? So gaan dit met iemand, wat vir hom skatte bymekaar maak, en nie in God ryk is nie. Kan ek hierdie gedeelte net lees, vers 21 weer lees? So gaan dit met iemand, wat vir homself skatte bymekaar maak, en nie in God ryk is nie. En dan gaan Jesus aan. Dan praat hy oor die sorge van die lewe. Hy sê, maar hy het toe vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Ja, dadelik kom Jesus eintlik sê, maar die lewe is baie meer as dit wat ek en jy het, wat ons besit, dit waarvoor ek en jy soveel in ons lewe eintlik spartel en spook voor. Die lewe is baie meer as dit. Die lewe is meer as kos en klere. En hy kom eintlik sê, maar ons moenie bekommerd wees oor al hierdie goeders, of wat ons gaan aantrek en wat ons gaan eet, nie. Want dis nie die lewe nie. Die lewe is meer as daai dinge, meer as dit wat ek en jy besit. En dan gee hy vir 'n illustrasie, maar ek wil jou voorbeeld gee oor kraaie en oor die veld en hoe ek daarvoor sorg. En dan wees jy eintlik die regter om te sê, maar sorg ek nie meer vir jou, en is jy nie meer werd as hulle nie. Dan lees ons die volgende gedeelte. Let op die kraaie, hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het nie 'n stoorkamer of 'n skuur nie. Tog sorg God vir hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Wie van julle kan, deur hom te bekommer, 1 el by sy lewe voeg? Dit is soos 1 maat, ons kan sê 1 uur, 1 el, 1 maat by sy lewe voeg. As julle nie eers so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die res? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle swoeg nie en hulle spin nie.
Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. En as God die gras in die veld, wat vandag nog daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Het God nie elke dag tot nou toe vir jou gesorg, waar jy is en dit wat jy het nie? En tog is dit die dinge waar ek en jy ons soveel altyd mee besig hou is, oor wat van môre en hoe gaan ek regmaak en hoe gaan ek nog by mekaar maak? Vers 29. Moet nie soek na dit wat julle moet eet of drink en daaroor besorg wees nie. Dit is immers alles dinge waarna die nasies van hierdie wêreld soek. Maar julle Vader weet wat julle nodig het. Soek eerder sy koninkryk en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eerder sy koninkryk en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En dan kom hy en hy vra moeilike dinge. Jesus en Lukas is juist die een wat hierdie moeilike dinge wat Jesus vir sy disippels gesê het, juist kom opteken het en kom skryf het. Want kyk wat sê hy in die volgende gedeelte, verkoop julle besittings en gee vir liefdadigheid, maak vir julle beursies wat nie vergaan nie, 'n onuitputlike skat in die hemel, waar 'n dief nie kan bykom en geen mot kan verniel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. As jy vanoggend so geluister het na dit wat ons vanoggend gehoor het, wil ek gou vir jou hierdie vraag vra in ons gesit in ons deel met mekaar moment vanoggend in die diens. Hierdie twee vrae, deel met die persoon langs jou reaksie. Hoe dit hierdie dalk jou so 'n bietjie vasgegryp het, hoe dit dalk jy so 'n bietjie aan die bors gedruk het, wat het jou laat dink het, en wat leer jy van God uit hierdie gedeelte? Kom ons deel dit met mekaar in voorbereiding vir ons aanbidding volgende. Dat ek en jy kom stil staan, maar wie is God? Vir my en vir jou, nadat ons die gedeelte gehoor het. Geef jou so 2 minute om mekaar te deel. Ek en Marina het sommer net volgend gedeel oor hoe belangrik die koninkryk van God is. En hoe baie ons lewens so verstrengel raak met alles om die wêreld en die wêreld se doen en late wat die wêreld najaag, dat ons baie perspektief verloor van waaroor dit regtig gaan. Wie God is en hoe God vir my en vir jou sorg. En die gedeelte, die Joodse gelowiges van daardie tyd het eintlik dieselfde gedoen. Hulle was so vasgevang in die aardse lewe en dan kom Jesus hulle lewe eintlik omvrig deur om vir hulle te sê, maar jy gaan alleen reg wees. Hulle het gebid daarvoor dat die Messias moet kom. Hulle het gebid dat God sy koninkryk moet kom. Dis waarvoor gebid het hulle, maar terselfdertyd het hulle eintlik hulle eie koninkrykies gebou. En Jesus wat eintlik ons lewens bietjie kom omwrig om eintlik vir ons te sê, maar is alleen die wat lig reis wat voorbereid sal wees vir die koms van die koninkryk is. En hy het juist vir hulle, vir ons kom wys het, maar die lewe is baie meer as die besittings wat ek het. Nou, en ek wil die vraag na my en jou toe bring vanoggend. Is ek en jy gereed vir die koms van God? Of ons lewens so vasgenaal aan dit wat ek en jy elke dag doen. Is ons so deel van die redreis geword, dat ons fokus so hier vasgevang is en nie gereed is vir die koning wat kom nie. En as ek en jy
ons fokus begin onsself gereed maak vir die koning wat kom, het ek en jy die regte klere aan. So het ons die regte dresscode. Wat moet ons aantrek? Die lewe is om God se koninkryk te soek, het ons gehoor in die eerste gedeelte vanoggend. Dis waar die lewe is om God se koninkryk te soek. Die doel van die lewe is juist dit, is nie dit wat ek besit nie, maar God en sy koninkryk. En die vraag wat ons vanoggend wil vra is, hoe moet ons dan nou lewe? Watter klere moet ek aantrek? En dis die gedeelte wat Jesus met die volgende gedeelte vir my en vir jou wil kom antwoord. Ek en jy is nou burgers van die koninkryk, ons het ons lewens vir die Here gegee, so hoe moet ons nou lewe? Met die oog op God wat weerkom. En kom ons lees in Lukas 12 van vers 35 of wat leer die Here ons vanoggend in hierdie gedeelte? Laat die julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En wees soos mense wat vir hulle eienaar wag om van die bruiloftfees terug te kom, sodat hulle wanneer hy tuis kom en klop, dadelik vir hom kan oopmaak. Gelukkig is daar die slawe vir wie die eienaar wakker aantref wanneer hy terugkom. En Jesus kom amper sê, net soos militêre wagte wat voorbereid bly, terwyl almal anders slaap, dat hulle op die pos staan en wag en wakker is, sodat hulle taak kan bly verrig om ander veilig te hou. Sê, so met Jesus se volgeling, as ek en jy 'n kind van die Here is, so moet ek en jy geklee en reg wees vir aksie. Dis waaroor hierdie hele beeld gaan, en al twee daai beelde wat hy vandag gee, wat gaan ons nou sien, is daarmee daaraan gekoppeld. So, om die lampe aan te hou, beteken letterlik om gereed te wees. Julle onthou die gelykenis wat Jesus vertel het oor die 10 meisies, wat gewag het vir die bruidegom om te kom, en 5 het genoeg olie gehad, en die ander 5 het nie. So die lampe is daai teken van om gereed te wees, om voorbereid te wees. Dit is ook 'n teken van om nugter te wees, om onderskeid te maak, om die lig te sien, om God se lig te sien in ons eie omgewing, in ons eie wêreld. So belangrik dat ek en jy, terwyl ons leef en wag vir God om weer te kom, is dat ons nugter en wakker sal wees. Dat ons die dinge rondom ons sal kan onderskei. Wat is wêrelds en wat is van God af? En dit is so maklik dat ons maar net saam gaan met alles rondom ons. En saam doen, saam met elkeen ander, en ons nie wakker is en gereed is om dinge te onderskei en waar God vir ons vra om anders te leef, anders op te tree as die wêreld nie. En dan my eerste beeld wat juist gaan oor dat ons nugter en wakker sal wees, dat ons voorbereid sal wees op dit wat kom. Die tweede beeld om jou heupe omgord te wees, gaan oor om 'n belt aan te hê. In daardie tyd as jy daai lang rokke gedra. So as jy daai lang rokke gedra het, kan jy nie lekker hardloop nie. Ergens sukkel jy so 'n bietjie, en daai beeld was net om die belt styf aan te hou, sodat jy die rok kan invou sodat jy kan hardloop. So daai hele beeld van om jou heupe omgord te hê of om jou belt aan te hou, beteken jy moet gereed wees vir aksie. Jy moet aktief wees. Soos Jesus hier met hulle praat, sê vir hulle dat hulle gereed moet wees vir aksie. Welgestelde huiseienaars het spesiaal slawe aangestel om by die ontvangs eintlik te wees, om mense wat nie welkom is nie uit die huishouding uit te hou, maar juist ook om die deur te kan oopmaak as die meester terugkom. En as jy 'n welgestelde man was, is jy baie keer uitgenooi. Ons het laas gepraat oor die groot banket, as jy uitgenooi na hierdie groot feeste toe, jy het 'n belangrike plek gehad. Daai feeste het baie keer vir 7 dae aangehou.
En so hierdie slaaf moes dan altyd gereed wees, so as die meester terugkom, dat hy wakker is en reg is om oop te maak, juis vir die meester om hom in te laat. Want sien die meester, normaalweg sou, het hulle nie noodwendig altyd al 7 dae van die fees gebly nie, maar nie noodwendig in middernag teruggekeer het of in die middel van die nag nie, en dit is onveilig geweest. So, en Jesus probeer juist die aandag daarop fokus, is om te sê, is daai wag moes altyd wakker en gereed wees vir die meester. Hy kon nie aan die slaap gevang geword het nie, vir net in geval die meester in die middernag sou kom. En die beeld wat dit vir my en vir jou eintlik wil kom leer is dat ons moet aktief besig wees om te wag vir die koning. Ek en jy kan maar nie net agteroor sit en dat die lewe sy gang gaan. Ek en jy op pensioen gaan en eendag sterf in die hemel toe gaan nie. Hierdie gedeelte gaan juist oor, ek en jy moet elke dag aktief besig wees om vir die koning te leef en te wag en vir hom te werk. Want Jesus wil eintlik vir ons sê, bly wakker. Wees bewus en kyk deur die rookskerms van wat die wêreld vir ons gee en leef vir my koninkryk. Aktief besig te wees vir die meester. En as jy so lewe, dan sal jy gereed wees. En dan kry jy hierdie ongelooflike belofte. Ek wil vir julle in die volgende gedeelte sien, wat die meester sê, maar ek gaan nou my slawe wat ek aangestel het, wat ek wakker aangetref het, wat ek gereed aangetref het, ek gaan vir hulle nou bedien. Ek gaan vir hulle 'n tafel voorsit en ek gaan vir hulle bedien. Luister wat sê die volgende gedeelte. Amen. Ek sê vir julle, hy sal sy gordel vasmaak, dis nou die meester, hulle vir ete laat aanleen en hulle kom bedien. En as hy in die 2de of 3de nagwag kom en hulle so aantref, gelukkig is daar die slawe. Nou dit moes iets wat moes baie ongehoord gewees het, vir die welgestelde mense, moes hierdie aanstoot gegee het. Want wie sal ooit dit waag om 'n slaaf te bedien? Hier kom Jesus hierdie beeld en hulle eintlik hulle oë laat rek om van dit te verstaan. Wow, as jy aktief wag, dan gaan God jou seën. Hy gaan vir jou sorg, hy gaan vir jou alles gee wat jy nodig het, wat voortkom, spruit uit die vorige gedeelte. Hy gaan vir jou ook sorg. En ook ons weet ook as ons in die hemel is, dat God vir ons ook gaan seën. Hy sy teenwoordigheid. En hierdie is 'n kragtige simbool wat Jesus eintlik vir hierdie mense kom gee, dat hulle so 'n bietjie kom ongemaklik maak as hy hierdie met hulle kom deel. En dan lees ons verder. Want dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het op watter tydstip die dief kom, sou hy nie by sy huis laat inbreek het nie. Wees julle ook gereed, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Nou verstaan ons hierdie gelykenis gaan ook oor die seun van die mens, God wat weer kom om juis met sy wederkoms om my en jou te kom haal op 'n onverwagte tyd waar niemand dit kan weet wanneer dit is nie. En daarom moet almal gereed wees. Maar die gereed wees, die wag op die koning, gaan juist daai wag wees om aktief vir God te wag. Om aktief vir sy koninkryk te leef. Nie net agteroor te sit nie. Dit is nie dat ek nou moet daai wag en terugsit, as ek nou moet dagdroom en net wag tot daar klop aan die deur is nie. Maar hierdie hele beeld wat hy heeltyd oor en oor vir ons gee, is gelukkig is die wat aktief besig is om vir my te wag. En ons gaan in die volgende gedeelte nog duideliker sien, is dat God van my en vir jou verwag, juis om aktief te werk vir sy koms. Vers 41, toe vra Petrus, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of vir almal? En
En die Here antwoord: wie is die betroubare en die verstandige bestuurder vir wie die eienaar oor sy dienaar sal aanstel om hulle rantsoene op tyd te gee? Gelukkig is daardie slaaf wie se eienaar hom so aan die werk sal vind wanneer hy kom. En die disippels het gereeld baie keer as Jesus die gelykenis vertel, vir duidelikheid gevra, en hier is Petrus weer, en hy wil net weet, maar wie is dit wat hieroor gepraat word, en op wie is dit gerig, is dit op ons gerig, is dit op ander gerig? Dan kom eintlik Jesus sê, maar op almal. Vers 44, waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Ek en jy is kinders van die Here. Ons het ons kindskap gekry, hy het ons verlos van ons sonde, hy het vir my en vir jou 'n roeping gegee, en hy het ook vir my en vir jou 'n taak en 'n opdrag gegee. Ons is net soos hierdie bestuurder wat die eienaar aangestel het. In daardie tyd, die welgestelde huiseienaars het altyd 'n rentmeester, 'n slaaf aangestel wat die rentmeester is, wat amper soos 'n besigheidsbestuurder was vir hierdie eienaar. En hy sê, ek en jy is soos daardie bestuurders aangestel in God se koninkryk. Ek en jy is hier, God se bestuurders van sy koninkryk. Hy gebruik ons in sy koninkryk, en hy het ons 'n verantwoordelikheid gegee, en daarom moet ek en jy rentmeester wees van God se werk, en dit wat God wil doen. En vanoggend moet jy weet, jy moet hoor, jy is aangestel deur God. Lees ons die volgende gedeelte, maar as daardie slaaf in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom, en hy begin die dienaars en die diensmeisies slaan en begin eet en drink en dronk word, sal die eienaar van daardie slaaf op 'n dag kom wat hy nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie weet nie. Hy sal hom middeldeur kap en hom laat deel in die lot van die ontroues. Daardie slaaf wat weet wat sy eienaar wil hê en nie gereed is of gedoen het wat sy eienaar van hom verwag nie, sal swaar gestraf word. Maar die een wat dit nie weet nie en die dinge gedoen het wat die slaaf wat die straf verdien, sal net lig gestraf word. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en aan wie baie toevertrou is, van hom sal meer gevra word. Ek en jy is bedoel om wakker te bly. Ek en jy het God se woord ontvang. Ons word week vir week word ons geleer hoe ons moet leef, hoe ons moet wag, wat ons moet doen vir God se koninkryk. En dit is so belangrik dat dit nie net boodskappe is dat ons Sondag vir Sondag na luister nie, maar iets wat ek en jy elke dag in ons lewe moet toepas. Ek en jy moet begin daai diensknegte word wat dienend die Here elke dag kom dien. Ek en jy moet leef in voorbereiding vir God se koms. En nou is die groot vraag: hoe getrou is ek en jy as 'n rentmeester vir die tyd, vir die gawes, vir dit wat die Here vir my en vir jou gee? Leef ek hier dit wat God vir my mee toevertrou? Leef ek met dit vir God se koninkryk? Of leef ek vir myself? Maak ek skure vol en leef ek net vir dit wat op my tafel is? Wat wil God vir jou in hierdie gedeelte leer? Waarvoor het God jou geroep? Doen jy dit? Doen jy dit dag in en dag uit? Ek en jy moet vandag hoor hoe belangrik dit is dat ons vir die koninkryk moet lewe en nie moet lewe vir ons eie lewe nie. Daar's 'n groot verskil tussen 'n oorlewingslewe en 'n koninkrykslewe. 'n Oorlewingslewe is ek gaan maar net aan en probeer oorleef, probeer suksesvol wees om op die einde van die dag goed daarvan af te wees. En 'n goeie lewe vir myself bymekaar te maak, goeie lewe net vir myself te lewe.
Dis 'n oorlewingslewe. Want ek leef om die beste vir myself te doen. Maar ek lees in hierdie gedeelte dat God eintlik vir ons verwag, wat die lewe is iemand wat aan God gehoorsaam is, wat getrou is en gereed is en vir sy koninkryk leef. En die vraag is, hoe lyk jou lewe? Hierdie gedeelte het juist oor die twee dinge gegaan, is dat ek en jy getrou sal bly, wakker sal wees en getrou vir die Here sal dien. En dan die gedeelte hierna, as jy by die huis die volgende gedeelte gaan verder lees, dan gaan jy sien ook wat jy gaan teekom. Dat jy voorbereid moet wees, dat daar baie aanslae gewees, daar gaan benoudheid kom, daar gaan probleme op jou lewe kom, daar gaan baie mense wees met wat skynheilig is, daar gaan twis wees, daar gaan rampe kom, daar's soveel dinge wat op jou pad kan kom. Maar die ding wat ek en jy moet hoor, wat ek en jy, is as ons lewe en ons leef vir die koning, en ons lewe vir sy wederkoms, dan moet ek en jy aktief besig wees om hom te dien. 'n koninkrykslewe lewe. Die vraag is God eerste bo alles in jou lewe? Want is alleen as God eerste bo alles is, dat my en jou lewe 'n lewe sal wees, wat ek sal lewe in voorbereiding vir God. Ek en jy moet daarop antwoord. Elke dag van ons lewe. Oor hoe ons die belt optrek, hoe aktief is ons, hoe ons in aksie is om vir God te werk, en hoe wakker en nugter is ons. Dat ons die regte keuses, die regte besluite elke dag sal maak, en vir die regte doel sal lewe. Nie vir myself nie, maar vir God en sy koninkryk. Kom ons as gemeente, word 'n gemeente wat bekend staan, dat ons aktief wag en vir God se koninkryk leef. Maar dit gaan vir ons vra, dat ons gaan aktief begin werk, om uit te reik en mense te begin nooi, na sy fees toe. Ons het laas keer daaroor gepraat, is dat ons daai nooi werk gaan begin doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie van ons is selfs hier waar ons volgens sit. Ons ken nie, ons weet van nie. Ons is nie noodwendig altyd voorbereid dat U nou moet terugkom nie. Maar Vader, ons wil kom vra dat U so in ons lewe deur die Gees sal kom werk, dat ons voorbereid sal wees daarvoor. En daarom wil ons kom vra, Here, dat U vir ons sal help om ons prioriteite so te begin instel, dat ons vir die koninkryk leef en nie vir onsself nie. Here, die twee gedeeltes wat ons vandag so ontwrig was deur, en ons sukkel, ons weet nie altyd hoe om dit toe te pas nie, maar ons wil vra, Vader, geef ons leiding oor hoe kan ons elke dag kies om vir die koninkryk te leef, om die koninkryk eerste te stel, en ons diens en ons werk vir U en die koninkryk belangriker te ag as enigiets anders. Maar Vader, dankie dat ons hierdie sekere wete het, dat U woord dit vir ons sê, is as ons vir die koninkryk leef, dat U vir ons sal sorg, dat ons nie tekort sal skiet, as ons vir die koninkryk leef nie. Maar Vader, ons gebed vanoggend is dat ons oë nie so op gerig sal wees op die aardse goedes, op dit wat ons nodig het nie, maar ons oë so gerig op U sal wees, dat ons duidelik sal onderskei, dat ons nugter en wakker sal wees en kan onderskei waaroor gaan alles, sodat ons die regte keuses en die regte prioriteite kan instel in ons lewens.
Daarvoor het ons U hulp nodig, Here. Help ons om as gemeente 'n aktiewe diensknegt te wees vir U koninkryk en nie passief nie. Ons bid en ons vra dit in Jesus naam. Amen.